gesofistikeerde Russiese spionasieskip is die afgelope week in Suid-Afrikaanse gebiedswaters opgemerk. Die hoof van die weermag, generaal Viljoen, sê in 'n verklaring dat 'n Balsam-klas elektroniese oorlogskip met ultramoderne spionasietoerusting aan boord die afgelope week binne 50 seemil van die Suid-Afrikaanse kus af om die Kaap gevaar het. Die skip, wat op sy eerste operasionele vaart is deur die Suid-Afrikaanse vloot in die lugmag dopgehou terwyl dit van wes na oos om die Kaap gevaar het. Die Sowjetvaartuig het by Luanda aangedoen en is vermoedelik na die Indiese Oseaan onderweg, waar hy moontlik sal aansluit by 'n skader van die Russiese vloot wat daar ontplooi is. Generaal Viljoen sê die voorval bewys die ongewenste belangstelling van Rusland in Suider-Afrika. Hy sê die gewaagde en ongevraagde militêre inmenging in Suider-Afrika deur magte duisende kilometer van hulle tradisionele belanggebiede is die grondliggende oorsaak van konflik in Suider-Afrika. Die weermag sê die vaartuig is die eerste van die Balsam-klas wat uitsluitlik vir spionasiedoeleindes gebou is sedert die vroeë 70er jare. Die skip van sowat 4000 ton is 105 meter lank en het 'n waterlyn van 97,5 meter. Die vaartuig dra 'n bemanning van 180 en sy geskut bestaan uit 8 SA-N5 SAM missiellanseerders en 'n 30 mm 6-loop ADMG 630 Gatling kanon. Die skip, wat as kommunikasiebevelstuig aangewend word, kan bykomende kommunikasie-inligting in afgeleë gebiede aan Russiese vlooteenhede verskaf. Die skip kan lang diepsee-sendings uitvoer. 'n vermeende terroris en 'n Suid-Afrikaanse polisieman, sergeant B.V. Makaya, is dood en nog 'n vermeende terroris gewond in 'n skietery die naweek in Noord-Natal. Die skietery volg op 'n polisieondersoek wat die begin van die maand begin het, nadat 'n swart man van die Mbelane stamgebied in Mabatatini na argument met 2 ander swartes in die been gewond is. 'n Ondersoek het aan die lig gebring dat hy met 'n Russiese Makarov-pistool geskiet is. Saterdagoggend om 4 uur het 2 swartlede van die polisie na 'n kraal naby Nkandla gegaan. Daar is onmiddellik vanuit 'n hut op hulle gevuur en die een polisieman is noodlottig gewond. Die een terroris is egter self noodlottig beseer en sy makker het op die vlug geslaan. Na 'n uitgebreide soektog is die voortvlugtige Saterdag aand opgespoor. Hy is na 'n oor-en-weer skietery in die skouer gewond en in hegtenis geneem. Die terroris wat geskiet is, het inligting aan hom gehad wat daarop dui dat hy in opdrag van Joe Slovo sekere dade van terreur in Suid-Afrika moes pleeg. Suid-Afrika se snelgroeiende wapennywerheid is vandag op die wêreldmark bekendgestel toe Krygkor sy buitelandse bemarkingsveldtog van stapel laat loop het by 'n internasionale wapententoonstelling in Athene. Dit is die eerste keer dat die land se wapens in die buiteland tentoongestel word. Die voorsitter van Krygkor, kommandant Piet Maree, het die republiek se deelname aan die Griekse wapenskou bestempel as 'n besondere deurbraak. Hy sê dit is soos 'n droom wat bewaarheid is, aangesien hy nooit gedink het dat 'n wapenuitstalling in 'n NAVO of EEG-land moontlik sou wees nie. Die tentoonstelling duur 'n week en 260 produsente uit alle wêrelddele word verteenwoordig. Krygkor is slegs sowat 2 weke gelede uitgenooi om deel te neem aan die Griekse wapententoonstelling en daar is koersagtig en in die grootste geheimhouding gewerk om die 15 ton toerusting wat uitgestal word in gereedheid te kry vir verskeffing. Krygkor se tentoonstellingsspan het verlede week na Athene vertrek en is baie goed ontvang. Die pronkstuk van Suid-Afrika se uitstalling sal die G5 veldkanon van 155 mm wees. Die kanon kan akkuraat vuur oor 'n afstand van 40 km en word deur gesaghebbendes as van die beste in sy soort ter wêreld bestempel. Krygkor beoog ook om die G6, die mobiele G5, bekend te stel. Onder die ander wapens wat tentoongestel sal word is die ratel, kommunikasietoerusting, missiele en 127 mm vuurpyle wat gebaseer is op die Russiese Stalin-orrel. Krygkor het dit baie duidelik gestel dat hy geen wapens sal lewer aan kommunistiese of anti-Suid-Afrikaanse lande nie. Die Amerikaanse ambassade in Pretoria het erken dat van sy amptenare besoek afgelê het in Bophuthatswana en Venda en 'n woordvoerder sê dit kan gesien word as 'n verslapping in die Amerikaanse beleid oor die onafhanklike nasionale state. Die woordvoerder sê die besoek van die ambassadeamptenare onder leiding van 'n politieke beampte, meneer Keith McCormick, beteken geensins dat Amerika die onafhanklikheid van die state erken of dit selfs oorweeg om hulle te erken nie. Hy sê die amptenare het Venda en Bophuthatswana besoek in uitvoering van hulle opdrag om oor gebeure in die hele Suid-Afrika verslag te doen aan die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake. Die woordvoerder het ontken dat soortgelyke besoeke aan Transkei en Ciskei gebring gaan word. Die administrateur-generaal van Suid-Wes-Afrika, meneer Dani Hoog,
het bekendgemaak dat die eerste deel van sy ondersoek na 'n meer verteenwoordigende en doeltreffende tussentydse regeringsstelsel vir Suid-Afrika afgehandel is. Meneer Houg het vandag in Pretoria met die eerste minister, meneer P.W. Botha, beraadslaag oor sy ondersoek na 'n nuwe tussentydse regeringsstelsel. Geen verklaring is na die samesprekings uitgereik nie. Malawi het Mosambiekse beweringe ontken dat hy verbintenisse met die Mosambiekse weerstandsbeweging het. Mosambiek het beweer dat die beweging sy aanvalle uit Malawi verskerp het. Malawi se hoofkommissaris in Zimbabwe sê in 'n brief aan die koerant The Herald dat elemente wat die groei van vriendskaplike betrekkinge in Suider-Afrika vyandig gesind is, besig is om onmin te saai. Die nuusagentskap Agence France-Presse berig dat sowat 20 lede van 'n Zimbabwese leereenheid die naweek wapens uit 'n wapenopslagplek in Harare gesteel en daarmee verdwyn het. Niemand is nie voorval beseer nie. Die eenheid is in 'n voorstad van Harare gestasioneer en volgens berigte is die groep wat verdwyn het voormalige lede van die ZIPRA-magte van meneer Joshua Nkomo. Ook in Harare het die parlementslid meneer Wally Stateford, wat sedert verlede Desember in aanhouding is, in die hof verskyn op aanklagte dat hy saamgesweer het om die regering gewelddadig omver te werp. Hy het skuld ontken. Die reënweer oor die grootste deel van die land duur voort, maar weerkundiges en landbouers is dit eens dat dit nog baie meer sal moet reën om 'n einde te maak aan die knellende droogtetoestand landwyd. Die eerste swaar neerslae van die seisoen het vanmiddag oor die randdroë Kalahari uitgesak. In die Midde-Kalahari, waar boere nou al maandelang water vir hulle diere moet aanry, het tussen 16 en 25 mm in die omgewing van Grootvaan uitgesak en sommige plaasdamme het begin oorloop. Die weerstoestand het telefoonverbindings na die gebied 'n tyd lank ontwrig. Volgens die Weerbureau het verspreide donderbuie feitelik oor die hele Transvaal uitgesak. Ook dele van Natal het goed reën gekry. Veral die boere in die omgewing van Newcastle is in hulle skik. Die nagenoeg 40 mm reën beteken dat hulle eersdaags hulle mielies kan begin plant. Verskeie berigte van skade is veral uit die Vrystaat ontvang. In Welkom is etlike duisende rand se skade aangerig toe haal en 'n stormwind minstens 12 huise se dakke omgewaai het en nog 20 geboue beskadig is. Van die inwoners moes hulle toevlug tot hulle woonwaans neem tot tyd en wyl hulle huise herstel kan word. In die dorp se parke is groot dennebome stomp afgewaai. Betonomheinings om sekere huise kon ook nie die wind weerstaan nie en van die inwoners moes hulle meubels na buite dra toe water in hulle huis te begin opdam het. Ek gister nagesukkel om die deur oop te kry. Toe so die lig ek sien net 'n sinplate voor die deur trek. 'n Boomtak. Daar waar die voëls vlieg. Dan as jy 'n ding trek oor die huis se dak, dus dit van die huise sulke aan die agterkant en my garage dak wat oorval. Ook die luxe Ernest Oppenheimer Skouberg in die middestad is deur afvoerwater oorstroom. Duisende rande se skade is aangerig. Opruimingswerk en veral die herstel van dakke het Welkom vandag besig gehou. Gevaarlike bome moes afgesaag word en weggery word. Die werk sal nog vir ruime tyd duur. Ons verteenwoordiger in Welkom berig dat minstens 2 swart mans tydens die storm dood is. Hulle is vermoedelik deur die weerlig getref. Die swaar reën in die stad en omgewing kan moontlik daartoe lei dat die waterbeperkings wat tot nou toe gegeld het verslap sal word. Groot dele van die res van die Vrystaat is deurnat. Boere in die provinsie het die reën deurgaans verwelkom, maar sommige meen dat dit min gaan help om die koringoes in sekere gebiede te red. Ons het die volgende reënvalsyfers uit die Vrystaat ontvang. Op verskeie plekke is tussen 10 en 20 mm gemeet. Die kantoor van die Weerbureau in Bloemfontein verwag dat die reëntoestande oor die provinsie, Noord-Kaap en Lesotho môre sal voortduur. Die Weerbureau voorspel dat reën môre oor feitelik die hele land verwag kan word. Daar is 'n 75% kans dat taamlik algemene buie oor die Kaapse binneland sal voorkom, 'n 40% kans van verspreide buie oor 'n gebied wat strek van die Natalse kus tot aan die kus van Suid-Afrika en 'n 20% kans dat enkele buie kan val in die gebied wat strek van die Natalse noordkus oor die Transvaalse laafveld en bosveld. Hoewel die wydverspreide reën verligting in baie gebiede sal bring, blyk dit uit 'n opname deur die Suid-Afrikaanse Landbouunie dat baie meer neerslae landwyd nodig sal wees om die heersende droogte te breek. 'n Woordvoerder van die Landbouunie, meneer Jack Raad, het aan TV Nuus gesê groot probleme word nog in die gesig gestaar.
Dit is nog vroeg in die seisoen vir goeie reën in ons somerreënvalgebiede. Verder moet 'n mens sê dat ons boere is positiewe mense, gelowige mense, so daar is op hierdie stadium nie paniekerigheid nie. Daar is wel bekommernis in sekere gebiede. 'n Mens dink veral hier aan die Oos-Transvaal en Oos-Vrystaat gebiede, waar die beste tyd vir die aanplanting van somergrane nou aangebreek het en daar nog nie voldoende vog is vir aanplanting van byvoorbeeld mielies nie. Sodat hierdie boere is besonder bekommerd. Die posisie is natuurlik ook redelik kritiek in die Vrystaat, waar die koringboere, wie se graan nou in die finale stadiums van ontwikkeling is, baie graag reën sou wil hê. Daar is reeds baie plekke skade aan die koring en indien daar nie wydverspreide reëns daar in die volgende week of wat kom, kan daar 'n aansienlike vermindering in die koringoes in daardie gebiede wees. Gelukkig is die koringoes in die wintergraangebiede reeds gevorm en die boere inteendeel begin nou reeds hulle koringoes. Ander gebiede waar daar bekommernis is in die veeproduksiegebiede. Soos u bewus is die Noordwes Kaapland baie droog. Daar is gebiede waar daar 5-6 jaar laas ordentlike reën was. Ook in die Noord-Transvaal en die Noordwes-Transvaal is die weidings uitgeput en daar word uitgesien na goeie reëns daar. Ook daar is dit egter nog relatief vroeg, maar die drinkwaterprobleem begin kritiek raak. Boorgate en damme is feitelik oral aan die opdroog. Die adjunkminister van Finansies, meneer Eli Lou, sê die gemiddelde groeikoers van die swart bevolking in Suider-Afrika is 3,1% per jaar. Dit beteken dat daar jaarliks sowat 260.000 werksgeleenthede vir swart mense geskep moet word, die helfte hiervan in die swart state. Meneer Lou het op die tweejaarlikse konferensie van die Instituut van Kredietbestuurders in Suider-Afrika in Oos-London gesê kredietverlening kan in die verband van deurslaggewende belang wees. Ria Nel doen verslag. Die uiters belangrike rol van kredietverlening om ontwikkeling in Suider-Afrika te verseker, veral in swart state, is vandag op die konferensie deur verskeie sprekers beklemtoon. Die adjunkminister van Finansies, meneer Eli Lou, het in sy openingsrede breedvoerig na hierdie aspek verwys. Hy het dit in 'n onderhoud so gestel. Ek beskou dit van geweldige groot belang, want jy weet, die wêreldse ekonomie is gebou op krediet. En die swart nasionale state en al die swart state van Suider-Afrika is geen uitsondering nie. En ons moet alle moontlike maniere aanwend om werkgeleenthede te skep in hierdie land, so spoedig as moontlik. En dit is een belangrike manier om dit te doen. Dan sal ek vir u sê, daar is 'n verdere aspek, naamlik die wederkerige belang wat ontstaan as gevolg van kredietverlening tussen die man wat die krediet verskaf en die een wat dit ontvang. En dit is ook baie belangrik in Suider-Afrika, dat ons 'n gemeenskaplike ekonomiese basis hier tot stand moet bring. Die bestuurende direkteur van die Kredietwaarborgversekeringskoöperasie van Afrika, meneer Jan Bouwer, het gesê daar kan geen twyfel wees dat krediet 'n belangrike instrument in ontwikkeling in Suider-Afrika is nie. Daar is egter sekere negatiewe faktore wat kredietverlening beïnvloed, waarvan leiers in swart state in Suider-Afrika sal moet kennis neem. Kyk, ontwikkeling is natuurlijk iets waarvoor 'n mens gaan, want dit beteken groei. Maar die kredietgewer het twee basiese vereistes. Die eerste is dat hy moet inligting hê. Met ander woorde, die nemer van die krediet moet gewillig wees om te kommunikeer en vir hom inligting te gee oor die finansiële waarde van sy besigheid. En dan tweedens, daar moet vertroue wees. So weer eens die nemer, veral in die kapitalistiese stelsel, moet aktief werk daaraan om 'n vertrouensposisie by sy kredietgewer op te wek. Die uitwerking van kredietaankope op die ekonomie en hoe dit die verbruiker raak, is ook vandag behandel. Die direkteur van die Vrouebureau van Suid-Afrika en lid van die Verbruikersraad en die Presidentsraad, mevrou Margaret Lessing, het gesê privaat verbruikersskuld sal na verwagting teen die einde van die jaar 1000 biljoen rand oorskry. Huurkooptransaksies is besig om rekordhoogtes te bereik, terwyl bankrotskappe terselfdertyd kommerwekkend toeneem. Sy het gesê tussen krediet aan die een kant en die belange van die verbruiker aan die ander, sal daar 'n praktiese middeweg gevolg moet word. Die nederlaag van die Vrye Demokratiese Party in gister se streekverkiesing in Beire in Wes-Duitsland het nuwe probleme vir die jong koalisieregering van Dr. Helmut Kohl geskep. Hoewel Dr. Kohl se party die verkiesing met 'n groot meerderheid gewen het die Vrye Demokrate van meneer Heinz Dietrich Genscher al 10 setels in die Beierse staatsparlement verloor.
Die uitslag is deur meneer Genscher as 'n ernstige terugslag bestempel en waarnemers sê dit is moontlik dat hy op die party se kongres op 5 November as leier vervang kan word. Die sosiaaldemokrate van die voormalige kanselier, meneer Helmut Schmidt, het hul setels in die Beierse parlement in gister se verkiesing van 65 tot 71 vermeerder. Meneer Genscher, wie se party 'n soortgelyke nederlaag in die verkiesing 2 weke gelede in Hesse gelei het die uitslag toegeskryf aan die verdeeldheid in sy party nadat hy uit die koalisieregering van meneer Schmidt bedank het. Woedende Poolse dokwerkers in 3 skeepswerwe in Pole het begin staak uit protes teen die verbod op solidariteit wat deur die land se parlement beveel is. Die staking val saam met 'n beroep op ondergrondse leiers van solidariteit op Pole om op die 10de van aanstaande maand 4 ure lank te staak. 'n Verklaring wat deur die leiers vrygestel is, lui dat 10 November as dag van waarheid gevier moet word en om beswaar te maak teen die militêre regering se verbod op solidariteit. Werkers word in die verklaring aangesê om 12 uur op die 10de te begin met hulle staking. Alle Poolse werkers word versoek om daaraan deel te neem. In die verklaring word die Poolse parlement ook heftig aangeval omdat hy dit gewaag het om teen die wil van die volk vakbonde te verbied. Die hoof van die Rooms-Katolieke Kerk in Pole, aartsbiskop Klemp, wat tot dusver oproepe op kalmte en besinning op Pole gedoen het die eerste keer die militêre regerders skerp gekritiseer. In 'n boodskap sê hy dat hoewel solidariteit verbied is, die ideale van die vakbond nooit sal sterf nie. Die vlaggenskip van die vloot van koning Hendrik VIII, die Mary Rose, is vandag na die oppervlak gebring nadat dit meer as 4,5 eeu lank op die bodem van die Engelse kanaal naby Portsmouth gelê het. Prins Charles, beskermheer van die Mary Rose Trust, was onder die groot skare belangstellendes wat in siedende reën toegekyk het toe die romp van die geskiedkundige oorlogskip in 'n staalraamwerk toegewikkel stadig na die oppervlak gehys is. Maar sonder voorval het die berging, waaraan daar reeds 17 jaar lank gewerk is, nie verloop nie. Nog 'n terugslag het die deskundiges getref toe een van die opheiskabels gebreek en op die boonste deel van die romp neergestort het. Slegs enkele minute nadat Prins Charles besluit het om nie aan boord te gaan nie. Die ongeluk het die bergingswerk vertraag, maar geen ernstige skade is aan die skip wat eens die trots van die Tudor-vloot was aangerig nie. Die bemanning van die lekkende Griekse vrachtskip, die Chios Merchant, word Woensdag in Kaapstad verwag nadat hulle deur 'n Britse tankskip, die Burma Endeavour, opgepik is. Die verlate vrachtskip met 'n vrag suiker in sy ruim lê sowat 600 seemil wes van die Oranje riviermond in die Atlantiese Oseaan. Die bergingssleeboot, die Wilraad Woltemade, met 'n span deskundiges aan boord is op die oomblik op die toneel. Die vrachtskip hel kwaai oor na bakboord en 2 ruime is vol water. Die enjinkamer is ook gedeeltelik oorstroom. Die water word uitgepomp en die vrag sal so gou moontlik na Walvis Bay gesleep word. Verjaar se Nobelprys vir geneeskunde word gedeel deur 2 Swede en 'n Brit vir hulle biologiese ontdekkings oor hoe die menslike liggaam reageer op siekte en spanning. Die Karolinska Instituut in Stockholm, Swede, het aangekondig dat die prys toegekend is aan Dr. Sune Bergström en Dr. Bengt Samuelsson, albei van Swede, en Dr. John Vane van Kent in Engeland. Die 3 navorsers sal die prysgeld van sowat R180.000 deel. Die tekort aan natuurwetenskaplikes in Suid-Afrika kan in die afsienbare toekoms krisisafmetings aanneem en dit kan die land se tegnologiese ontwikkelingsvermoë 'n ernstige knou gee. Die besturende direkteur van FETMUS, meneer A.L. Terreblanche, het aan Tok Grobler gesê Suid-Afrika staan voor een van sy grootste uitdagings in die verband. As die nywerheid sou sy belangstelling verloor in die opleiding van wetenskaplikes en as die akademiese inrigtings sou uit die oog verloor dat hulle is besig om wetenskaplikes op te lei wat uiteindelik in die nywerheid sal moet staan, dat hulle wetenskaplikes oplei wat uiteindelik die mense sal wees wat die nuwe geleenthede, die nuwe ekonomiese geleenthede in die nuwe hoogs tegnologiese rigtings van die toekoms sal moet raak sien. As dit sou gebeur, dan dink ek sou ons die uitdagings nooit kan die hoof bied nie. As ek een praktiese voorbeeld miskien kan noem, dan is dit nouer samewerking tussen nywerheid en skole. Hierdie soort van naderbeweging sal moet uitbrei en daar sal ook meer toenadering van die skole se kant gesoek moet word na die nywerheid. 'n Rekordgetal uitstallers vertoon per jaar hulle produkte op die huisverbetering en doen dit self tentoonstelling wat deur die Johannesburgse middagblad The Star by Milner Park aangebied word. Die tentoonstelling duur tot 17 Oktober. Bernardus van der Spuy doen verslag.
Die burgemeesteres van Randburg, raadslid Isel Swart, het die amptelike opening waargeneem. Die tentoonstelling, die grootste verbruikerskou naas die Randse skou, is 5 jaar gelede die eerste keer gehou. 20 nuwe uitstallers is vanjaar op die tentoonstelling met nagenoeg 300 stalletjies en meer as 3000 nuwe produkte. Elke denkbare aspek van woningverbetering en doen-dit-self projekte word tentoongestel. Van die items wat die oog getref het, is die besondere houtkunswerk wat van die ooste af ingevoer is. Dit weeg 700 kilogram en kos R8000. Vanjaar word ook in 'n groter mate as voorheen in die behoefte van die vrou as tuiste skepper voorsien. Dit sluit in gesofistikeerde kombuise, asook nuttige wenke oor kookgeriewe en naaldwerk. 'n Uitstalling van 'n versameling poppe, aangetrek en uitrustings wat deur hoog aangeskrewe modeontwerpers geskep is, open vanaand in Johannesburg. Die uitstalling, die eerste van sy soort ter wêreld, is die idee van Barbara Wilson van Melville, Johannesburg, wat haar inspirasie by die Franse hofontwerpers gaan soek het, wat jare gelede 'n pop aangetrek het, om aan 'n belangrike klant te wys hoe haar uitrusting gaan lyk. Die klere wat die poppe dra is ontwerp deur onder meer Chris Levine, Greta Abramson, Elsbeta Rosenworth, Peter Soldatos en Errol Arends. Die poppe is versamel-items en word in sowat 300 tot 500 rand stuk verkoop. Die uitstalling sal later ook in Pretoria en in Kaapstad te sien wees. 'n Engelse amateur fietsryspan van 5 lede het in Suid-Afrika aangekom om van Saterdag af aan die rapporttoer deel te neem in weerwil van die Statebondslande se nuwe gedragskode oor sportbande met Suid-Afrika. Vroeger het 'n Britse beroepsfietsryspan omweens politieke druk aan die wedren onttrek. Die spanne wat reeds aangekom het, is die uit Switserland, België en Wes-Duitsland en die Italianers word Woensdag in die land verwag. Hulle sal saam met 3 Suid-Afrikaanse spanne aan die wedren van 1600 km tussen Nelspruit en Kaapstad deelneem. 'n Amerikaanse oefenmasjien wat dit vir sportmense moontlik maak om veilig van hulle beserings te herstel en hulle fiksheid te herwin, het in Johannesburg aangekom. Die Noord-Transvaalse en Springbok loskakel naas Botha, wat met 'n ernstige beseerde knie te kampe het, was vandag een van die eerstes wat die masjien van nader bekyk het. Botha se linkerknie is nog dermate buite aksie dat hy dit selfs nie aan die oefening van die gevoelige masjien kon onderwerp nie. Die masjien maak van 'n rekenaar gebruik wat voortdurend die vordering wat 'n beseerde sportman maak dophou en verseker dat hy nie weer op die veld waag voordat sy beserings nie volkome herstel het nie. Die masjien kan ook vir gewone kragoefeninge gebruik word. Die span van die weermag wat Woensdag in Johannesburg aan die Transvaalse uitklopreeks wat deur die SAIK geborg word teen die oostelike provinsie speel, is bekend gemaak. Die weermagspan word aangevoer deur Tolly Oosthuizen van die WP en bestaan uit 9 Noord-Transvaalers, 3 Vrystaters, 2 spelers van die WP en 1 van SWD. Die span is Ernst Viljoen Vrystaat, Christo Fitchett Vrystaat, Colin Beck WP, Derek Plumeris SWD, Jan de Tooy Vrystaat, Johan Crawford, Pieter Sonnekes, Dolf Menaar, Pierre de Vries en Neil Roos, allemaal van Noord-Transvaal, Tolly Oosthuizen WP en Mouner van Heerden, Wilhelm Schmid, André Skinner en Bernard Pinaar, ook van Noord-Transvaal. Die 18-jarige Sweedse tennispeler Mats Wilander is nou 5de op die wêreldranglys nadat hy die naweek die Spaanse Grand Prix toernooi in Barcelona gewen het. Hy het agtereenvolgens met Ivan Lendl van Tsjechoslowakije, José Luis Clark van Argentinië en toe aan die eindronde met nog 'n Amerikaner, Guillermo Vilas, afgereken. Wilander, wat vroeër jaar ook die Franse Ope gewen het sy linkerhandse teenstander met 6-3, 6-4 en 6-3 verslaan. Pasó, y se terminó. In Johannesburg is aangekondig dat Jennifer Mandel en Renee Uys in die Springbok vroue tennispan opgeneem is vir aanstaande week se Anglo-American lewenstoernooi teen 'n Amerikaanse span. Daar is reeds aangekondig dat Yvonne Vermaak en Tanya Havert Suid-Afrika teen die Amerikaners Billie Jean King en Susan Maskeren sal verteenwoordig. Die toernooi begin maandag aand in die Portugese